Luka en Rosie, die klein hasie maatjies. Luka is 'n baie oulike hasie. Hy was bekend vir sy goeie hart en avontuurlustige gees. Luka het daarvan gehou om die woud te verken en te soek na heerlike wortels om aan te nibbel. Op 'n sonnige dag, na 'n suksesvolle kossoektog, het Luka sy reis huis toe begin. Terwyl hy hop, het hy verskillende diertjies gesien wat hulp nodig gehad het. Eers het hy 'n skilpad gesien wat op sy dop gelê het en gesukkel het om regop te kom. Die klein hasie het vinnig vir skilpad gehelp en hom weer terug op sy pote gedraai. Die skilpad het Luka bedank en verder gestap. Soos hy gehop het, het Luka 'n voeltjie met 'n gebreekte vlekkie teëgekom. Sonder om te huiwer, het hy die voeltjie opgetel en saam met hom na sy huis geneem, waar hy die beseerde voeltjie gesond gemaak het. En so kon hy weer vlieg na 'n paar dae. Dae het so in weke verander en Luka se roetine het dieselfde gebly. Nadat hy kossies gekry het, het hy weer huis toe gegaan en altyd diertjies gehelp wat in die moeilikheid was. Maar elke aand het hy alleen huis toe gegaan. Alhoewel hy 'n hulpvaardige en sorgsame hasie was, kon hy nie verstaan waarom hy geen maatjies kon gemaak het nie. Een aand, toe die son begin sak en duisternis die woud vul, kon Luka nie help om hartseer te voel nie. Hy het naby 'n stroompie gaan sit. Daar het trane in sy oogies begin vorm. Hoekom het ek nie enige maatjies nie? Soos hy daar sit en hartseer voel, hoor hy 'n sagte gesnik wat van agter 'n bossie uitkom. Luka het versigtig nader gestap en nog 'n hasie soos hy alleen gesien huil. "Hoekom is jy so hartseer?" vra Luka. Rosie snik en antwoord, "Ek voel so alleen. Ek het geen vriende nie." Met 'n glimlag het Luka gesê, "Maar ons kan vriende wees." Rosie se gesig het opgehelder van vreugde en van daardie dag af het hulle beste maatjies geword. Saam het hulle 'n familie van baba voeltjies gered, wie se nesie uit 'n boom geval het. Hulle het 'n verdwaalde hasie terug na sy huisie gelei en hulle het selfs 'n wyse ou uil gehelp om haar verlore bril te soek. Hulle het daarvan gehou om diere te help. Luka en Rosie het die geliefde sorgnemers van die woud geword. Hulle was altyd gereed om 'n helpende poot te leen of 'n warm drukkie te gee. Die woud se diertjies het elke jaar bymekaar gekom, waar al die diertjies hulle vriendskap en dankbaarheid gevier het.